Goeiedag, liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met die boek Romeine en ja, dit is natuurlik is Romeine nie een van die maklikste boeke wat daar is nie, maar soveel diepte en soveel waarheid vir ons lewens. En vandag gaan ons kyk daarvan Romeine 2 van vers 25 af en ons gaan kyk tot en met 3 vers 8 is waarby ons gaan stil staan. En hopelik gaan jy fantastiese pitkos kry vir jou lewenspad vorentoe ook uit hierdie gedeelte uit. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie ook vir hierdie dag en hierdie geleentheid wat ons het om weer uit die woord uit te lees en die woord te bestudeer ook. En ons vra Heilige Gees dat U kom en die woord vir ons oopbreek en verstaanbaar maak en sommer net lewend maak en laat dit ons lewens verander. Ons wil graag dat die verandering wat ons ervaar 'n impak sal hê in hierdie wêreld. En baie dankie vir u trou en u liefde keer op keer wanneer ons die woord bestudeer. En dankie dat u ons ook beloof dat al is ons nie getrou nie, al is ons ontrou, dat u altyd getrou bly. Dankie vir daardie waarheid ook waarna ons vandag kan kyk. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou, ouer gewoonte, die teks gaan op die skerm verskyn, so jy kan die teks volg, maar vat jou Bybel, 83 vertaling, volg daaruit, en ja, dan kyk ons van vers 25 af, hierdie week, wat skryf Paulus vir ons, want onthou, hy het nou begin, en hy speel eintlik 'n Jood en heiden, en die Jode wat gedink het, hulle is nou soveel belangriker, en hulle die woord van God gekry, hulle die wette gekry, ensovoorts, en die heidene het nie. En dan, Paulus wil net aan die einde van die dag kom sê, hy sê, eintlik is niemand regverdig op hulle self nie, menende, nie een van ons kan so leef, dat ons die verlossing eintlik verdien nie. En hy gaan op die ou en daarby uitkom, dat hy sê, maar dit is 'n proses van genade, God se ingrype in ons lewens, in ons verlorenheid, is 'n stuk genade, vir die Jood en vir die heiden, is dit 'n stuk genade. En dit is waarna ons gaan kyk. En nou het ons verlede week gepraat oor die Jood en die wet, weet wat die wet het en goed. Nou praat hy oor die Jood en nog 'n belangrike ding vir die Jood was die besnydenis, wat saam met eintlik die verbond gegaan het, wanneer God sê, maar nou behoort jy aan my en jy is deel van my volk. En die feit dat die Jood dink, nou dat ek deel is van die volk, kan ek, eintlik is ek bietjie meer bevoordeel as die ander, en dit het hulle eintlik aan die einde van die dag, as 'n mens daarna kyk, het dit hulle ook eintlik so 'n bietjie agterloosig laat raak in terme van hulle godsdiens, en dat hulle God nie aanbid het soos wat hulle moes nie. Maar kom ons kyk wat sê hy. Hy praat hier, eerste gedeelte net eers oor die besnydenis. Hy sê, die besnydenis het waarde alleen, as jy die wet van Moses onderhou. Hy sê, so, as jy besnyde Jood is, 'n manlike Jood is, wat sê ek is besny, ek beroem my daarop, dat ek deel van God se volk is, hy sê, ja, maar dan moet jy, as jy jou daarop beroem, dan moet jy die wet van Moses onderhou, wat hierdie goed hardloop eintlik mos nou maar hand aan hand, jy weet, dat die wet wat God gegee het, dat ek dit moet nakom. Maar as jy die wet voortdurend oortree, want hy sê nou, die Jode, julle, wat so baie van julle self dink, julle kom nie die wet 100% na nie, julle oortree dit baie. Hy sê dan nou, hy praat reguit met hulle. Hy sê, maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnedenheid nie. So hy sê dan is jy niks anders as al die ander mense nie. Want die feit dat jy besny is, die feit dat jy toegewy is aan God, wat jou ouers jou op dag 8 al soos die besnydenis bepaal, jou toegewy het aan God, maar jy lewe nie daarvolgens nie. Wat help dit? Hy sê, dan lewe jy nie maar eintlik soos iemand anderste wat glad nie verbonde is aan God nie, want jy onderhou nie die wette nie. Jy is nie gehoorsaam daar nie, jy hoor dit nie en jy doen dit nie. Vers 26. As die onbesnedene, dis nou hierdie heidene, as die onbesnede die voorskrif van die wet onderhou, so iemand wat nie besny is nie, dan eintlik die wette van God onderhou, goed, dan sê hy, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid sien nie.
'n baie spesiale verbondenheid met hom, want hierdie ene, al is hy nie besny nie, dat hy nog steeds die wet onderhou, so 'n besonderse verhouding met God. Dis vir God, in God se oë sê Paulus, God sien dit raak, dis vir hom nogal belangrik. Goed, 27, dan sê hy in 27, ja, iemand wat kragtens sy afkoms 'n onbesnedene is, nou 'n Griek of so, maar tog die wet onderhou, sal jou selfs veroordeel. Hy sal jou aanspreek en sê, maar ons glo dan nou in God, maar jy, al is jy besny, al is jy deel van God se volk, jy kom nie die wette na nie, so hy kan jou veroordeel, sê Paulus, vir jou wat wetvoorskrifte en besnydenis en al die wet oortree. So jy leef glad nie soos wat God wil nie, hy kan jou aanspreek. Nee, hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie, wat besny is nie, né? En nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Hy sê nee, as ons kyk na besnydenis is daai spesiale verbintenis, die opdra wat die ouers ook dan maar as dit ware hierdie kind opdra aan die Here, die spesiale verbondenheid wat daar is met die Here. Hy sê nee, maar as daar 'n spesiale verbondenheid is aan die Here, dan moet ek so leef ook. En dit is wat belangrik is, en dit is wat Paulus eintlik so 'n bietjie warm onder die kraag maak, is al die Jode wat sê hulle is besny, wat die wet het, maar wat glad nie so leef nie. En dan veroordeel hulle die ander wat nie besny is nie, maar wat volgens die wet leef. Hy sê dit werk nie so nie. Hy sê vers 29, nee, hy is 'n Jood, menende God se volk, wat dit innerlik is, wat dit hiervan uit die hart uit doen. En dit is besnedenheid, wat in die hart gedoen is, deur die Gees. As die Heilige Gees, so Paulus kom sê, wat maak ons deel van God se volk, is nie die uiterlike besnydenis, soos wat julle sê nie, nee, maar dit is die besnydenis van die hart, dit wat hier binnekant ons gebeur, dit wat die Gees kom bewerkstellig het, nie volgens die wetsvoorskrifte nie, sê hy. So iemand ontvang lof, nie net van mense nie, maar van God. Die ene wat reg leef, gaan nie oor dit wat uiterlik gebeur het nie. Ag, ons kan dit maar dieselfde vat. As jy gedoop is, en jy leef nie volgens God se voorskrifte nie, kan jy nie vir iemand anders veroordeel wat nie gedoop is en volgens God se voorskrifte leef nie. Dis dieselfde beginsel. So moet jou self nie op 'n hoër trappie plaas, jou geestelik verhewe nie. Vir God gaan dit daaroor dat jy moet nakom, sy wette moet nakom. Dit wil sê gehoorsaam sal wees aan hom. En nou van hoofstuk 3 af, dan praat Paulus nou oor ons ontrouheid, want hy gaan op die ou en tot die konklusie kom wat hy sê, niemand is regverdig nie. Alle mense het eintlik 'n verlosser nodig. Nou praat hy in hoofstuk 3 en hierdie eerste paar verse, dan sê hy, maar ons is eintlik maar baie keer ontrou. Ons leef in 'n wêreld waar ons dikwels teleurstel, mense maak beloftes en hulle breek dit, vriende stel teleur, leiers stel teleur, ons eie harte stel ons soms teleur, en Romeine 3 herinner ons dan daaraan, aan hierdie een groot waarheid, dat as die mens ontrou is, God bly getrou. My en jou ontrouheid gaan nie God se trou wegvat nie. En dan skryf Paulus hierdie gedeelte vir die mense wat daaroor gewonder het. En hy sê nee, God se getrouheid sal altyd daar bly. Nou kom ons kyk, ons lees saam. Het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees en het die besnydenis enige nut? Ja, baie in allerlei opsigte. Die belangrikste is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. Hy het dit vir hulle gegee, hy het homself openbaar deur sy woorde, deur sy wet, in terme van wat hulle moet doen, en hy het vereis dat hulle gehoorsaam moet wees daaraan. Maar nou, as sommige nie getrou gebly het nie, van hierdie Jode dan,
En Paulus het nou net in die vorige hoofstuk gepraat oor, julle wat besny is, julle wat dink julle is so goed, maar julle kom nie die wet na nie, julle is nie gehoorsaam nie. So, maar vers 3 weer, maar wat nou as sommige nie getrou gebly het nie, nou, so ontrou was aan God, wat dan? Hy sê, sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Dan sê Paulus, nee, beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is en elke mens 'n leienaar is. So elke mens is nie perfek nie. Soos daar geskrywe staan, u is regverdig wanneer u uitspraak doen en u wen u saak wanneer u aangekla word, né? Daarvan Psalm 51 vers 6. So hy sê eintlik hier vir ons baie duidelik, mense kan verander, maar God verander nie. Mense kan jok, God sal nooit jok nie. Mense gee op, maar God byt eintlik vas. En hierdie is eintlik een van die mooiste waarhede van die evangelie, dat as ek en jy foute maak, dat God bly daar. God gooi jou nie weg nie. Baie keer dink ons dat, wanneer ek 'n fout maak in my lewe, groot foute dalk, wat 'n geweldige impak op jou lewe het, dat God my gaan weggooi, dat ek eintlik 'n tweedehandse tipe Christen word nou. Nee, hy sê nee, ek bly nog steeds getrou aan jou, dis hoekom daar vergifnis is, ek vergewe jou, sodat ons weer kan aangaan, en my verkeerde dade, wys eintlik op God se trou, en op God se genade, wanneer hy weer met my aangaan, en met my en jou 'n pad begin stap. So, ek weet nie, dalk voel jy vandag, jy het God teleurgestel, jy het al weer en weer dieselfde fout gemaak, jy voel geestelik swak, want jy het nou weer ingegee in sekere goed, maar hier is die goeie nuus. God is nie minder getrou, omdat jy gefouteer het nie. Hy bly getrou, hy bly konstant, en wat hy van jou vra is, kom net na my toe, kom ervaar net weer eens my genade. Nou, God se genade, gaan ons nou sien, is ook nie 'n toestemming om te sondig nie. Wat hy eintlik sê is, as ek sondig, dan is God se genade daar, om my te vergewe, sodat ek weer kan aangaan, as 'n vrygespreekte aangaan. Maar dit is nie die lisensie om net eenvoudig te sondig nie. Hy sê, God se genade moet eintlik 'n kopskuif by jou veroorsaak. God se genade moet veroorsaak, hy was so goed vir my. Ek het eintlik so gefouteer, so droog gemaak, alweer so droog gemaak. Kyk, nou spreek hy my weer vry. Dit moet by jou 'n kopskuif bring om te sê, ek wil dit nie weer doen nie. God se goedheid moet jy op daardie wyse ervaar. Nie om te sê, sy genade is maar elke keer daar, so ek kan maar voortgaan met dit wat ek gedoen het nie. Nee, dan verstaan ons dit verkeerd. Nou kom ons kyk, wat sê hy van vers 5 tot vers 8. Ons verkeerde dade, laat dus blyk dat God regverdig is, wat ons nou maar vir mekaar gesê het. Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Is God dan nie onregverdig as hy ons straf nie? Beslis nie. Hoe sou God oor die wêreld kan oordeel? So, hy moet ons maar straf, daar moet ook straf kom, want God moet oordeel. God kan nie sonde, nooit ooit kan God sonde goedkeur nie, want dis in stryd met wie hy is. Dis nie wie hy is nie, wat onthou, God is heilig, en hy bly altyd regverdig. Vers 7, maar as my leenagtigheid, my verkeerde dade en goeders, my leenagtigheid, dat ek 'n vals lewe leef, die betroubaarheid van God nog duideliker aan die lig gebring het, en so dien tot eer van God, waarom word ek nog as sondaar veroordeel? Beteken dit dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom? Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, maar hulle kry die oordeel wat hulle verdien. Paulus wys maar net vir ons hier op, dat ek as regverdige
regverdig is slegs op grond van die genade van Christus. Ek is nooit regverdig op grond van my eie dade nie, want ek kort altyd 'n verlosser. Ek kort altyd Christus. Ek moet altyd in Christus bly, soos wat Johannes 15 sê. So ek kan nie sonder dit leef nie. So God se getrouheid, sy genade is altyd daar, al fouteer ek. En dit is wat jy vandag moet hoor, dat genade het eintlik maar net ons harte kom verander. Genade laat jou eintlik dan anderste met sonde omgaan, dat jy nie meer sonde wil doen nie, want God se genade het aan jou verskyn. So weet net vandag, God bly altyd getrou. Maak nie saak as jy ontrou is nie. Maar in sy getrouheid skenk hy vir jou genade. En daardie genade moet jou lewe kom verander, sodat ek nie weer verkeerd wil doen nie, sodat ek nie meer daardie dade wil doen nie, omdat hy die genade aan my bewys het. En dit is my gebed dat jy dit sal ervaar, dat die Heilige Gees hierdie konsep verder in jou gedagtes, dat hy verder in jou lewe met dit sal werk, en dat jy dit sal agterkom, dat jy dit sal ervaar in jou eie lewe. En al wankel jy, wil ek net vandag vir jou sê, hou net vas aan die Here, want hy bly getrou. Hy sal jou nooit los en laat gaan nie. Nou volgende week gaan ons dan verder gesels, wanneer Paulus die konklusie kom en hy sê, niemand is regverdig nie. Nie die Jood nie, nie die Griek nie, niemand is regverdig nie, en dan sê hy, weet jy wat, ons kort almal 'n verlosser, want niemand is regverdig nie. En as hy praat van regverdig, dan sê hy, niemand verdien sy verlossing en sy status voor God op grond van sy eie gedrag nie. Niemand kan nie. Ons het almal genade nodig. En God se genade is daar, omdat hy getrou is. En mag jy dit in hierdie week ervaar, dat God getrou is in jou lewe, dat hy daar was in jou laagtepunt, daar was waar jy oortree het, dat God getrou is en dat hy jou wil seën, sodat jy 'n seën vir ander kan wees ook. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Vader, baie dankie vir u trou en u liefde. En maak nie saak hoe ek oortree nie, dat dit daar is. Dankie dat u genade my denke kom verander. Dat u genade veroorsaak dat ek na my eie oortredings op 'n ander manier begin kyk. En dat ek eintlik dan net eenvoudig dit nooit weer wil doen nie. Here, so bid ek vir baie mense wat dalk wegbeweeg van u af, omdat hulle ontrou was aan u, omdat hulle verkeerd opgetree het en keer op keer die verkeerde doen, dat u hulle sal help, en dat u met u genade kom, en dat u hulle harte en hulle denke kom verander. Dat hulle sal besef wie en wat u is, en hoe getrou u is, ten spyte van hulle oortredings. Vader, kom seën ons asseblief, sodat ons ook 'n seën kan wees, en 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dit is regtig my gebed, dat die Vader hierdie waarheid wat ons vandag oor gepraat het, dat hy getrou bly, ten spyte van my en jou ontrouheid, dat hy dit sal waarmaak in jou lewe, en dat die Heilige Gees jou verder daarmee sal bedien ook. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en laat toe dat die Heilige Gees verder met jou werk, in terme van die vrae wat gevra word. Seën vir jou week, en as die Here wil, gesels ons dan volgende week, daar van 3 vers 9 af. Groete.